Dit is Dani van Dijk en ek wil net met julle gedagte deel rondom die bome in die tuin van Eden. Nou in 1 Johannes 4 lees ons, God is liefde. Die liefde waarvan hy daar praat is agape, dis goddelike liefde. Goddelike liefde is onvoorwaardelike liefde. Dit gaan nie oor die een wat liefgehê word nie, maar die liefde gaan oor die een wat lief het. En dit is God. Begrip wat die Heilige Gees in ons moet werk, want in ons menslike natuurlike verstand kan ons daardie liefde nie verstaan nie, dis te groot. Nou in God se liefde besluit hy toe, hy wil die mens skape, en hierdie mens wil hy met homself verenig. Ons lees, ek het nou net in die vorige week gelees in Kolossense 1, staan daar, en God het ons met homself verenig in Christus Jesus. So dis God se gedagte met die mens. Nou skaap hy die aarde, en dan die mens op die aarde. Nou, op die aarde is daar die tuin van Eden waar die mens sou bly. Binne in die tuin van Eden is daar baie bome en onder andere is daar die twee bome, die boom van kennis van goed en kwaad en dan die boom van die lewe in die middel van die tuin. Nou, die boom van die lewe is 'n tipe van Jesus. So dis reg in die begin kry ons dan 'n tipe van Jesus sommer in die Ou Testament al. Nou kom die boodskap aan Adam, as jy van die boom van kennis van goed en kwaad eet, sal jy sterwe. Vir al die bome mag jy eet, boom van die lewe insluitend, maar as die boom van kennis van goed en kwaad, sterwe hy. Die duiwel kom, hy werk in op Eva se emosies, sy eet van die vrug, sy gee vir Adam, Adam eet en hy sterf onmiddellik, maar hy sterf geestelik. En binne in Adam was ons. Ons sterf dan ook. Ons was in Adam. Ons het almal uit Adam voortgekom. So toe Adam van die vrug eet, toe eet ons van die vrug. Toe Adam gaan kruip ons weg. Ons was in hom. En nou sê God, nou moet hulle uit die tuin van Eden uitdryf, sodat hulle nie van die boom van die lewe eet en lewe tot in ewigheid nie. Adam en Eva is uit. 4000 jaar later kom die boom van die lewe weer aarde toe. Maar nou kom hy as die antitype, as Jesus self. En luister nou wat sê in Johannes self. Dis baie interessant, Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self hê. So dit is net die eet van die boom van die lewe wat vir 'n mens die lewe gee. Want Jesus is die boom van die lewe. En wie sy vlees eet en sy bloed drink, het dan die lewe. So, nou die mens weer die geleentheid om te eet van daardie boom. Hy gee vir elke een daardie kans. Maar wat nou baie interessant is, as ons net so 'n bietjie verder lees in vers 60 staan daar, en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? So wat hulle sê is, hierdie gedagte klink vir ons te ver gesog, om te eet van die boom van die lewe, want onthou, vir 'n Jood was die eet van bloed was taboe, dit was heeltemal buite die kwessie. En hier sê Jesus, hulle moet sy vlees eet en sy bloed drink, en hulle verstaan dit glad nie. Weet jy wat sê hulle? Ons gaan terug na die boom van kennis van goed en kwaad. Dis wat hulle geken het, dis al wat hulle gehaat het, dis wat hulle verstaan het. So hulle besluit, ons gaan eerder weer terug en eet van die boom van kennis van goed, die natuurlike verstand, dit wat jy kan uitwerk, soos ons aangekom het, soos ons dit alles beleef het. Ons gaan maar weer terug daarheen en ons gaan maar weer in die ou weë. En nou kom Jesus en hy praat met die mense en nou kom hy later by die laaste aand toe hy saam met sy disippels is. En nou sê hy vir sy disippels in 1 Korintiërs 11 vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament of die nuwe verbond in my bloed,
Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. So daar kom dit nou baie duidelik. Nou hierdie eet van die boom van die lewe, dis natuurlik 'n geestelike gebeurtenis. Dit wat ons in 1 Korintiërs 11 lees, dit sluit die nagmaal in. Maar dit is nie net die nagmaal nie. Die brood, weet ons, is 'n simbool van die liggaam van Christus. Die bloed word gesimboliseer deur die wyn, en die brood wat ons eet en die wyn wat ons drink is dan die liggaam en die bloed van Jesus. Maar is meer as dit. Dis om dit geestelik aan te neem, om dit te ontvang, om dit in te neem. Die heel eerste keer, die 10 Augustus 1986, toe eet ek sy vlees en ek drink sy bloed toe ek hom aanneem as my verlosser. En daar het ek begin voed op die boom van die lewe. Jesus wil hê ons moet op hom voed. Hy wil ons voeding wees. Hy sê vir die disippels, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Hulle het dit nie verstaan nie, maar hy is ons voeding. Hy wil hê ons moet op hom eet. Nou as hy dan vir die disippels sê, neem eet, dis my liggaam, dan kom bied hy homself aan ons, met alles wat hy uitgewerk het aan die kruis op Golgotha. So dit word ons aangebied in die boom van die lewe en in die ete van die Here Jesus. Nou kan jy dink, een eet van die boom van kennis van goed en kwaad, wat was die gevolg daarvan? Dit was die sondeval vir duisende, miljoene mense. Dit het die wêreld gekorrup in sonde. Dit het alle smart en stryd en probleme in die wêreld veroorsaak. Kan jy dink wat een ete van die boom van die lewe in jou lewe kan doen? Nou sê Jesus, hy kan bied homself vir ons aan. Hy sê daarmee, alles saam, wat hy uitgewerk het, kom bied hy ook vir ons aan. En vandag sê hy, vat en eet. En eet tot versadiging. Eet van die oorvloed wat daar in God is, in sy genade, in die nuwe verbond. Vandag wil ons net vra, gee alles vir hom. Gee alles aan hom oor. Die dinge wat te moeilik is om te dra, dit wat ek nie kan doen nie, dit waarvoor ek nie die vermoë het nie. Bring dit vir hom, gee dit aan hom en sê, ek vat u, ek eet van u, ek vat alles wat u vir my uitgewerk het aan die kruis. Mag u baie, baie geseënd wees. Mag die Here sy waarheid aan die hart tuis bring en mag u die seën van die Here oorvloedig in u lewe ervaar.